Goeiedag, baie welkom by nog 'n by mekaar kom van op die tafel saam met Dani en Caleb. Ons gesels hier oor goed wat vir ons belangrik is, goed wat ons weet elke dag in ons lewens toepasbaar is en ons is tans besig met 'n reeks oor hier en nou. En ons praat oor emosionele welstand in die hier en nou. Caleb's lekker om saam met jou te wees. Dani, dankie, wat 'n voorreg. Ja, ek het Sondag jy my in my hart aangegryp toe jy gepraat het oor patrone en ritmes wat ons in ons denke kry wat angs veroorsaak. Ja. En ek wil jou vra om so 'n bietjie ons te help daarmee, 'n stukkie gereedskap wat ons kan gebruik om daar uit te stap. Ja, so ek gaan begin by Paulus se woorde wat hy skryf in Romeine 12 vers 2, wanneer hy vir ons sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Ons brein is 'n wonderlike ding. Ons brein kan herbedraad word. Ja. En iets wat ek Sondag in my boodskap gesê het en wat ek weer vandag wil sê, is dat hier praat neurowetenskap en die Bybel dieselfde taal. Die denke kan vernuwe word. Maar waar voed angs baie keer? Angs voed op die wat as gedagtes. Wat as dit gebeur? Wat as ek nie goed genoeg is nie? En ons brein raak vol in die mekaar. Die gevoel dat ons heeltyd moet in beheer wees, die algoritmes wat ons sien op sosiale media, voed die heeltyd ons gedagtes en dit veroorsaak angs. So, vandag prakties, hoe vang ons hierdie gedagtes gevange? Ons sê eerstens, herken die ou patroon. Elke keer wat daai gedagte opkom, sê nee, hierdie is nie die gedagte van die Here nie. Hierdie is die gedagte van die wêreld. En dan vervang jy dit met die waarheid. Jy vra, Here, kom en vernuwe my denke. Want wat sê angs? Angs sê vir ons, wat as alles skeefloop? Dan sê die waarheid, Romeine 8:37, God werk alles ten goeie mee. Ek is alleen, die waarheid, jy is nie alleen. Hebreërs 13 vers 5 sê vir ons, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. En dan is dit baie belangrik, is dat ons hierdie daagliks moet oefen. Ja. Ons moet elke dag, wanneer hierdie gedagtes opkom, seker maak dat ons daai leuen gevange neem en dit vervang met God se waarheid, wat hy vir ons sê. Jo. Paulus praat daarvan, hy sê ons moet elke gedagte gevange neem. En dit bring tot gehoorsaamheid. Ja. En ek vang myself baie keer dat ek met 'n donker gedagte laat hardloop. So dit is regtig daai oefen, merkers en sê ek gaan hierdie gedagtes elke keer gevange neem en in die rigting van God se waarheid bring. Ja, en ek dink die woord hier is baie belangrik. Ons moet die woord lees. Ja. Ons kan nie die waarheid proclaim, as ek die Engelse woord kan gebruik, as ons nie die woord van God ken nie. As ons nie die waarheid weet nie. Dis waar. Maak ruimte in jou hart vir die woord van God. Kom ons begin dit te leef. Kom ons begin dit in ons denke toe te pas en in te nooi en dit gaan oor 'n intentionele leefstyl. En dit is die manier wat ons teen angs en teen die aanslae in ons denke kan werk. Caleb, dit was lekker om saam met jou op die tafel te doen. Man. Selfde vir jou. Dankie dat julle vandag ingeskakel het. Sien julle weer volgende week. Sien jou volgende week.